Goeiemôre geliefdes van ons Here Jesus Christus. Welkom vanoggend in die huis van die Here. Dis 'n voorreg om saam met u hier gebeur sal strek tot eer en verheerliking van God se naam. Geliefdes, as voorsang sing ons saam Gesang 41. Gesang 41 en ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3 terwyl ons net so sit. Gesang 41 vers 1 en 3. Geliefdes, as voorbereidingslied gaan ons saam sing Gesang 95, die Onse Vader, en ons gaan dit staande saam doen in hierdie oggend, waarin u ook staande kan bly vir die fotum en die seën. Na die fotum en die seën gaan ons as loflied saam sing Gesang 38. Gesang 38, daarvan vers 1 en vers 4 as loflied na die seën. Gesang 38 vers 1 en 4 as loflied na die seën. Maar geliefdes, kom ons word nou stil voor die Here in gebed. Amen.
Die Here is in sy heilige tempel, swyg voor hom o ganse aarde. Genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader en van Christus Jesus ons Here deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Liefdes, ons gaan luister na die wet van die Here, soos wat dit opgeteken is in Eksodus 20. En nadat ons na die wet van die Here geluister het, gaan ons saam sing Gesang 66. Gesang 66 daarvan verse 1, 2 as skuldbelydenis in hierdie oggend. Gesang 66 vers 1 en 2 na die wet. En na die belydenis van ons geloof gaan ons saam sing Gesang 264. Gesang 264 daarvan vers 1 en 2. Gesang 264 na die belydenis van ons geloof en Gesang 66 vers 1 en 2 na die wet. Die wet van die Here. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle neerbuig en hulle dien nie, want ek,
Die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die 3de en aan die 4de geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie, jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is. En op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie naaste se huis begeer nie. Jy mag nie naaste se vrou begeer nie. Of sy diensknegt of sy diensmaagd of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Geliefdes, ons lees van die genade van ons Here Jesus in die eerste boek van Johannes, in die eerste brief, in die eerste hoofstuk vanaf vers 8. As ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself en die waarheid is nie in ons nie. As ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. As ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en is sy woord nie in ons nie. Geliefdes, aan elkeen wat met 'n ware berou en opregte geloof wil toevlug neem tot hul enigste verlosser Jesus Christus, aan hom verkondig die woord van die Here vergifnis van sonde. Maar elkeen wat die genade verwerp en in die sonde bly leef, aan hom verkondig die woord van die Here dat hy toorn en straf van God oor hom sal bly, vir solank as wat hy volhard in hierdie sonde. Geliefdes, maar ons aanbid 'n genadige God, wat in liefde sy seun gestuur het om ons kinders te maak van die lewende God. En deur geloof kan ons ook as kinders vanoggend hier staan
en die belydenis van geloof doen, en ons doen dit deur die woorde van die 12 artikels in ons harte saam te spreek. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Geliefdes, die Here spreek met ons in hierdie oggend vanuit sy woord uit 1 Johannes 3 uit. 1 Johannes 3 en ons gaan lees vanaf vers 1. Johannes 3 en ons lees vanaf vers 1 saam. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Om hierdie rede ken die wêreld ons nie, omdat dit hom nie geken het nie. Geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie. Maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees, omdat ons hom sal sien soos hy is. En elkeen wat hierop hoop, op hom het, wat hierdie hoop op hom het, reinig homself soos hy rein is. Elkeen wat die sonde doen, doen ook die wetteloosheid. Want die sonde is wetteloosheid. En julle weet dat hy verskyn het om ons sondes weg te neem, en geen sonde is in hom nie. Elkeen wat in hom bly, sondig nie. Elkeen wat sondig het hom nie gesien en hom nie geken nie. My kinders, laat niemand julle mislei nie. Wie die geregtigheid doen, is regverdig soos hy regverdig is. Hy wat die sonde doen, is uit die duiwel. Want die duiwel sondig van die begin af. Vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duiwel te verbreek. Elkeen wat uit God gebore is, doen geen sonde nie, omdat sy saad in hom bly, en hy kan nie sondig nie, want hy is uit God gebore. Hierin is die kinders van God en die kinders van die duiwel openbaar. Elkeen wat die geregtigheid nie doen nie, is nie uit God nie, en hy ook wat sy broeder nie liefhet nie. Want dit is die boodskap wat julle van die begin af gehoor het,
dat ons mekaar moet lief hê. Nie soos Kain wat hy die bose was en sy broer doodgeslaan het nie. En waaroor het hy hom doodgeslaan? Omdat sy werke boos was en die van sy broer regverdig. Verwonder julle nie, my broeders, as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. Hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. Maar wie die goed van die wêreld het, en sy broeders sien gebrek ly, en sy hart vir hom toesluit, hoe bly die liefde van God in hom? My kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die dade en in waarheid. En hieraan weet ons dat ons uit die waarheid is, en ons sal ons harte voor hom gerus stel. Want as ons harte ons veroordeel, God is meer as ons hart, en hy weet alles. Geliefdes, as ons hart ons nie veroordeel nie, dan het ons vrymoedigheid teenoor God. En wat ons ook al bid, ontvang ons van hom, omdat ons sy gebooie bewaar en doen wat welgevallig is voor hom. En dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy Seun, Jesus Christus, moet glo en mekaar lief hê, soos hy ons 'n gebod gegee het. En hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom, en hy in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly, aan die Gees wat hy ons gegee het. Geliefdes, sover die woord van die Here. Salig is elkeen wat dit hoor en dit in sy hart bewaar. Kom ons word stil voor God in gebed. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, in hierdie oggend staan ons as kinders voor U. Here, nie op grond van wie ons is en wat ons doen nie. Ons is kinders deur die bloed van ons Here Jesus Christus, en omdat ons in hom glo, daarom het ons kindskap. Here, maar dit bring 'n groot verantwoordelikheid mee. Gaan leef die liefde uit. Here, 'n groot verantwoordelikheid wat ons so baie keer in misluk. Daarom kom ons as gemeente in hierdie oggend voor U staan en ons bid, Here, spreek U nou met ons, wys vir ons wat U woord vir ons wil sê van hierdie lewenshouding. Here, lei ons om in geloof en in liefde te gaan leef, sodat ons ook voor U bidend mag kom staan. Here, maak ons gedagtes skoon, verwyder alles wat skeiding maak tussen U en ons, en gee dat ons ook nou na die woord so sal luister, dat dit nie net leefwoorde sal wees nie, maar dat ons sal dit gaan leef elke dag. Dat ons broeders, ons susters, ons naaste sal lief hê soos onsself, en U bo alle dinge. Here, spreek daarom nou, want die diensknegt en die diensmagd wil luister. Ons bid dit nie in onsself nie, ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, bid en vir jou sal gegee word. Elkeen wat bid, sal ontvang. Dis die woorde van ons Here Jesus self in Matteus 7. En tog het almal van ons iewers in ons lewe al gebid sonder om te ontvang. Here, gee asseblief vir my 'n nuwe voertuig. Here, gee asseblief dat daardie werksonderhoud 'n sukses sal wees en ek die pos sal kry. Here, stuur asseblief reën, want dit is so droog daar buite. Here, laat my geliefde gesond word.
Here, stuur vir my die regte lewensmaat en so kan ons aan en ons kan 'n klomp goed lys waarvoor ons al gebid het en gesmeek het en tog dit nie gekry. Dalk het u al mismoedig geraak omdat u gebede nie verhoor word nie. Dalk voel dit of u teen die dak vasbyt. Dalk het dit by 'n punt gekom waar u eenvoudig net opgehou het om te bid, want wat help dit in elk geval? En dalk is daar van u wat vanoggend met 'n vraag in die hart sit. Hoekom? Hoekom verhoor God nie my gebed nie? Dit laat u dalk selfs kleingelowig voel. Maar dring ons vanoggend tot 'n punt van selfondersoek en Johannes lei ons om 'n paar vrae aan onsself te vra. In ons harte moet ons voor die Here gerus stel. Want ons harte veroordeel ons. Die word iets beskryf amper soos die gewete van die mens. Want die gewete is so klein pyn wat jy hier op jou bors kry wanneer jy iets doen wat jy nie moet doen nie. Iets wat jou so pla dat jy moet stil staan en gaan kyk, maar is dit wat ek doen reg? Pyn hier op jou hart wat jou laat ondersoek stel om seker te maak dat jy met gerusheid voor die God van die hemel en die aarde kan gaan staan. En hierdie ondersoek vind plaas op grond van elkeen se morele waardes. 'n Stelsel van bepaalde goed wat vir ons belangrik is, maar as ons harte ons aankla, veel te meer sal God ons nie veroordeel vir dit nie. Daarom dat Johannes dit verduidelik. Hy verduidelik waaroor dit gaan. Dit gaan oor die kunskap van ons teenoor God. Hy beeld vir ons die verlossing uit en hoe ons deur Christus se bloed gereinig word, deur hom wedergebore is, deur sy bloed skoon gewas is en daarom as kinders voor die lewende God kan staan. Die vertrekpunt hier is een van geloof. Want dit is deur die geloof wat ons is van die liggaam van Christus. Dit is die geloof wat ons voor God mag staan. Dit is deur die geloof dat ons kinders van hom geword het. Maar geliefdes, is geloof genoeg? Is dit al wat nodig is? Jy sien, Johannes gee vir ons 'n pragtige beeld van kunskap. 'n Beeld waarmee ons wel bekend is, maar ons moet let daarop dat die perspektief in hierdie beeld verander. Want gewoonlik kyk ons na die perspektief van die vaderskap van God. Hy versorg, hy lei, hy beskerm, hy seën, maar Johannes draai dit om en hy kom kyk na die perspektief van die kind. Want ja, 'n pa het bepaalde verantwoordelikhede teenoor sy kinders. Maar in dieselfde asem die kind ook verantwoordelikheid teenoor sy ouer. 'n Ouer moet versorg, hy moet vir hom kos gee, maar terselfdertyd vra 'n ouer ook gehoorsaamheid van sy kind. Ons het kinders geword deur die geloof. Maar deur die geloof bring dit ook daardie verantwoordelikheid na ons toe. God verwag van ons as kinders gehoorsaamheid. Iets wat ons terug kan vat na die begin van die Bybel toe, Genesis 1, as God skep, dan maak hy die mens na sy beeld en hy stel 'n verhouding tussen God en Adam en Eva en hy gee vir hulle een gebod. Julle mag nie eet van die boom van die kennis van goed en kwaad nie. Van alles anders kan julle eet, maar my een gebod is, julle mag nie daardie vrug eet nie. Wat doen Adam en Eva? Hulle is ongehoorsaam. Hulle eet die vrug. Hulle is soos 'n opstandige kind wat besig was om te rebelleer teen hulle vader.
Geliefdes, opstandigheid word nie beloon nie. Opstandigheid word gestraf. En daarom sien ons hoe God vir Adam en Eva uit die tuin van Eden werp. Hoe hulle daar die grond moet gaan bewerk. Hoe die dood nou 'n realiteit word. Daar's skeiding gemaak tussen God en die mens as gevolg van ongehoorsaamheid. Daarom is dit nodig dat Jesus mens moes word. As seun van God moet hy die gehoorsaamheid kom vervolmaak. Hy moet kom doen wat Adam en Eva nie kon doen nie, en deur die geloof het ek deel aan sy gehoorsaamheid. Deur die geloof is ek deur Christus kind. Maar dit neem nie die verantwoordelikheid van ons weg nie. Johannes omskryf dit hier in sy brief. As die Here in jou is, dan kan jy nie leef soos wat jy wil nie. Dan kan jy nie in die sonde volhard nie. As die Here in jou is, gaan jy anders begin leef. Maar as die duiwel in jou is en jy's 'n kind van die duiwel, dan gaan jy lewe net soos wat jy wil. Ja, as ons kinders is van God, het ons 'n verantwoordelikheid. Bewaar my gebooie. En wat is die gebod van God? Jesus som dit op in een woord. Liefde. Liefde tot God en liefde tot jou medemens. Jy moet God lief hê met jou hele hart, met jou hele verstand, met al jou krag, met alles wat jy het, moet jy God lief hê en jou naaste soos jouself. Daarom dat Johannes soveel moeite doen om die liefde te beskryf, soveel moeite doen om die liefde te beklemtoon. Want waarvoor is ons lief? Is ons lief vir God? Want dan sal ek die werke van die vlees aflê, dan sal ek die vrug van die Gees opneem. Die vrug van die Gees is liefde. Die twee goed kan nie saam bestaan nie. Of is ek lief vir die wêreld? Want dan word ek 'n kind van die duiwel, dan leef die sonde in my, want deur die liefdeloosheid is ek dood, deur die liefdeloosheid verdien ek die hel. Johannes skryf in vers 14 en 15, ons weet dat ons oorgegaan het uit die dood in die lewe, omdat ons die broeders liefhet. Hy wat sy broeder nie liefhet nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broeder haat, is 'n moordenaar. En hulle weet dat geen moordenaar die ewige lewe as iets blywend in hom het nie. En dan gebruik hy 'n voorbeeld. Kain wat sy broer Abel doodslaan, 'n daad wat in die boosheid gegrond is, 'n daad wat deel is van die liefdeloosheid, wat lei tot die dood, nie net van Abel nie, maar ook van Kain. Kain word vervloek. Kain ontvang die ewige dood deur sy liefdeloosheid. Die kinders van God kan nie in liefdeloosheid leef nie. Nee, hulle moet liefde tot God en liefde tot hulle medemens uitstraal. En dit moet meer wees as woorde. Johannes sê in vers 18, my kinders, laat ons nie lief hê met woorde of met die tong nie, maar met die daad en in waarheid. Geliefdes, hoe lyk ons liefde? Is dit maar woord alleen? Of spreek ons dade werklik van die liefde wat in ons is? Dink net so daaraan, as u kind vir u sê ek het u lief, maar hy tree liefdeloosheid op, sal u hom glo? As u kind vir u sê ek het u lief, maar hy breek u gebooie en hy is ongehoorsaam, sal u glo dat hy waarlik lief is vir u? Liefde word harder en duideliker gekommunikeer deur daad as wat enige woord dit ooit sal kan doen. En daarom moet ons lewens spreek van die liefde van God wat in ons woon, en dit word gedoen deur die gebooie van God te bewaar. Nou geliefdes, is u daartoe in staat?
Kan ons die wet van God onderhou? Nee. Maar dit mag nie 'n verskoning wees vir die liefdelose manier wat ons leef nie. Ek moet met alles in my, met al my krag, al my sterkte, al my verstand, moet ek poog om die wet te onderhou. Ek moet die liefde nastreef. Want so kan ek God daarin verheerlik. Jy sien, ons het te doen met twee dinge in ons teksgedeelte. Aan die een kant, hoe word ek 'n kind van God? Deur die geloof. Aan die ander kant, hoe leef ek as 'n kind van God? Dit wil sê die Christelike etiek. Johannes sê dit in vers 23, en dit is sy gebod, dat ons in die naam van sy seun Jesus Christus moet glo en mekaar lief hê soos hy ons 'n gebod gegee het. Ons teks dring ons daarom vanoggend tot 'n punt waar ons moet ondersoek instel, is hierdie dinge waar in my lewe? Is ek 'n kind van God deur die geloof, en as kind van God leef ek nog die liefde uit? Ons sal moet introspeksie doen, ons sal onsself moet ondersoek, want eendag gaan ons rekenskap gee oor hierdie saak, wanneer ons voor God se troon staan. En eers wanneer ons hierop ja kan antwoord, dat ek 'n verhouding met my Vader het, dat ek sy gebooie bewaar, dan kan ek begin dink aan gebed. Dan kan ek my Vader enigiets vra, en hy gee dit vir my in oorvloed. Ek lees in die week, skryf iemand, dis onmoontlik om te bid sonder geloof in die drie-enige God. Want sonder geloof in die drie-enige God is my gebed sonder adres, sonder gronde en sonder motivering. Bid ons nog in geloof? En leef ons nog as kinders van God? Kom ons maak dit prakties. Ons wil graag die beste vir ons kinders gee. Alles wat hulle hart begeer, wil ons vir hulle bied. Ons wil 'n goeie ouer wees wat versorg en voorsien, maar terselfdertyd verwag ons van ons kinders om gehoorsaam te wees. Dis 'n wederwysige verantwoordelikheid wat ons hier vind. Ons beloon nie ongehoorsaamheid nie. En ek dink, dis 'n regverdige verwagting van 'n ouer dat sy kind gehoorsaam moet wees. God verwag dieselfde. Gehoorsaamheid. Die ongehoorsaamheid gaan nie beloon word nie. Inteendeel is ons ongehoorsaamheid se effek dat ons in die hel moet brand, maar God is 'n genadige God wat in liefde sy seun gestuur het sodat ons kinders van God kan wees. En al wat hy vra is liefde. Wees lief vir my. Wees lief vir jou naaste. En wanneer ek in geloof en gehoorsaamheid leef, dan kan ek vir God bid en vra. Dan sal hy voorsien. Die vraag hoekom is daarom nie 'n opgegronde vraag nie. Die fokus moet wel skuif. Dit gaan nie oor God wat nie my gebed hoor nie. Dit gaan oor ek dat God nie my gebed hoor nie. Mag ons daarom gaan leef as kinders van God, met liefde tot hom en liefde tot ons naaste. Amen. Kom ons bid saam. Ons almagtige God, Here en Hemelse Vader, Here, dankie dat U aan ons die liefde getoon het. Dat U U seun gestuur het om met sy lewe die losprys te betaal en Here die volmaakte gehoorsaamheid te kom toon.
dat ons daardeur kinders van U genoem kan word. Here, maar lei ons ook dat ons die gehoorsaamheid sal gaan uitleef. Dat ons die verantwoordelikheid sal opneem om 'n kind van U te wees. Dat ons liefde sal uitstraal oral waar ons gaan. Here, dankie dat ons dit vir U mag vra. Here, en dit mag bid met die wete dat U verhoor ons. Maar gee ook dat ons in hierdie week die introspeksie sal doen, dat ons opreg sal ondersoek oor hierdie dinge. Dat ons met 'n skoon hart en 'n geruste gewete voor U kan staan, ook die dag wat U weer kom. Here, ek bid vir ons gemeente, ek bid vir elkeen van ons lidmate. Here, wees met hulle. In hierdie week waar ons baie koue gaan beleef, vra ons dat U ons elkeen sal beskerm en die gesondheid sal seën. Here, maar ons bid dit in totale afhanklikheid van U. En ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, as slotsang sing ons saam gesang 79. Gesang 79. En ons gaan saam sing vers 1, 2 en 3. Gesang 79 vers 1, 2 en 3. Staande, waarna jy staande kan bly vir die seën. Geliefdes, ontvang die seën van die Here en gaan lewe in sy liefde en in sy vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap met die Heilige Gees sy met u elkeen. Amen. Geliefdes, ons gee geleentheid vir die opneem van die offergawes.
volgende afkondigings namens die kerkraad. Vir voorbidding dink ons aan ons gemeente en al ons lidmate. Ons is dankbaar dat daar nie in besonder mense spesifiek is waarvoor ons hierdie week voorbidding vra nie, maar ek dink ons kan die Here dankbaar wees vir die gesondheid wat ons as gemeente ook beleef. Liefdes, dan die komende week is ek op verlof tot en met maandag die 30ste Junie. As u enigiets het wat daar nood is, asseblief kontak die kerkraad en hulle sal u ook kan help sover moontlik. En ons dankie sê vir Tannie Ronel vir die speel van die orgel vanoggend. Altyd lekker om saam met Tannie te sing. Liefdes, dan blomme en teebeerd vir Junie is week 3. En ons nooi almal uit om saam met ons 'n lekker koppie koffie of tee te kom drink. Dis lekker koud, maar die geselligheid maak dit altyd sommer so lekker warm ook onder ons. Dan verbondsonderrig open asseblief in die kerk nadat ons vandag vir les 15 vandag en dan die skole sluit hierdie komende week Vrydag. Ons hoop dat julle het almal 'n lekker vakansie en dat julle lekker sal rus vir die nuwe kwartaal wat voorlê. Liefdes, dan die boodskappers vir Junie is beskikbaar in die saal. U kan gerus daar kry as ek reg is. Die tema is hernuwing of herlewing, iets soos dit. Baie interessante artikels ook daar vir u. Dan het ek gister so 'n bietjie met Lig en Duisternis uitgewers gepraat by Schweizer se bazaar en daar's 2 goedjies wat ek gou onder die aandag wil bring vanuit hulle kant uit. Aangesien ons so min afkondigings vandag het ek gedink ek gaan die geleentheid vat. Die eerste is 'n baie interessante boek met die naam Ewige Beginsels. Dit is vertaal, maar die onderskrif is om suksesvolle kinders groot te maak en dan hoe om verantwoordelike en entrepreneuriese kinders groot te maak. Ek lees vir u net so 'n stukkie hier uit die inleiding om te verstaan waaroor die boek presies gaan. In jou hand het jy 'n boek wat handel oor die denkpatrone wat te doen het met die ewige beginsels waarvolgens kinders vir die realiteit van volwassenheid gevorm en voorberei word. Hierdie denkpatrone is geskoei op die Christelike wêreldbeskouing oor die beskawing. Maar meer spesifiek is dit geskoei op die Christelike denke wat vanuit een van die grootste gebeurtenisse in die geskiedenis van die mensdom ontspring het, die reformatie van die 16de eeu, wat begin het toe 'n Duitse monnik, Martin Luther, die status quo van die Rooms-Katolieke Kerk van sy tyd uitgedaag het. Die belangrikste ondersteuning vir hierdie model is dat dit steeds baie suksesvol is en dat die wêreld selfs 5 eeue later nog in hierdie rigting neig. Dis 'n baie interessante boek. Dit is met 'n Christelike wêreldbeskouing ingangshoek, maar dit handel oor 'n klomp goed om kinders groot te maak. So vir die van u wat jong kinders het en dalk 'n boek soek wat u so 'n bietjie leiding kan bied, dis 'n goeie boek vir u. Die wat nog nie kinders het nie, dis 'n goeie boek vir u. Die kinders is 'n goeie boek vir julle om self hier uit te leer. Die ou mense, dis 'n goeie boek vir u om te gaan kyk, het u foute gemaak en wat is die toevallige goed wat u reg gedoen het? Dis 'n boek vir almal. Die Lig en Duisternis uitgewers het hom vertaal en hulle adverteer hom op hierdie stadium regtig wyd op sosiale media en daarom vra hulle dat ons dit ook onder die aandag moet bring. Die boek is R240. As u belangstel, kan u met Tanya Nel praat. Sy kontak gewoonlik ook met die boekwinkel en ons kan so bestel. Dan die ander produk is 'n oulike een. Ek is nou nie een vir armbande nie. Ek het altyd gesê mans moet nie armbande dra nie, maar hulle het 'n oulike produk uitgebring. Dis 'n leer armbandjie. Hier's een vir mans en die ander een is vir vrouens. Hy's so bietjie smaller, bietjie kleiner. Hy pas lekker om die vrouens se arms. En op die armband is daar 'n vis met die Griekse woord ichthus op. Nou ichthus is 'n akroniem wat gebruik word om eintlik te wys dat jy is 'n Christen. In die antieke wêreld het mense wat vervolg is vir die vis as vorm gebruik of ichthus die woord om hulle belydenis te verklaar. Nou ichthus se akroniem beteken Jesus Christus, seun van God, ons verlosser. En dit word uitgesit op so 'n kaartjie wat jy dan saam met die armband kry. Dis baie oulik. Die hele gedagte is dra jou getuienis sodat as die wêreld dit sien, kan hulle ook sien jy glo in Jesus Christus. Dis baie myne gaan 'n boekmerkie word. Hy kan dien daarvoor ook. So dis vir my 'n oulike produk as u dalk sou belangstel. Die man se is R90 en die dames se die bietjie kleiner een is R80. Dit kan u ook dan deur die boekwinkel bestel of deur Tanya Nel.
Geliefdes, dan hoop ek het 'n geseënde week. Daar's geen verjaarsdag, geen huweliksherdenkings hierdie week nie. Ons sal met die jonges moet praat. Daar's 'n gaping hier in ons kalender, maar ek hoop jy het 'n geseënde dag en 'n geseënde week. Mag die Here u dra en lei. Kom drink saam 'n koppie koffie asseblief.